En hierdie is die realiteit, hierdie is vrae wat ons baie keer vir onsself vra, hierdie is wat ons baie keer voel, wanneer dit sleg gaan, is waar is God? Waar is God nou, wanneer ek hom nodig het? Waar is hy? Hoe kan ek aan hierdie beloftes vashou, as die realiteit in my gesig staar, as die realiteit harder skree? Hoe kan ek weet, dat God my nooit gaan los, en dat hy nooit my gaan verlaat nie? En daar is net een manier hoe ons dit kan weet. So daar was 'n man in die Bybel met die naam Abraham. En ons ken hom as, die Bybel verwys na hom as die vader van ons geloof. En eendag kom God by Abraham en hy sê vir Abraham, Abraham, ek wil hê, jy moet uit jou land uittrek, vat jou vrou, vat en gaan, trek uit die land uit. Dis wat die Here vir Abraham sê, en Abraham vat sy vrou, hy vat sy besit, ek dink nie, hy vat sy vrou, sy neefie Lot, gaan saam met hom, en hulle trek in die beloofde land in, of hulle trek in 'n land in, wat die Here vir hom sê, dis 'n land van melk en honing. God gee vir hom hierdie amazing beloftes, daartoe waant jy gaan, ek gaan jou seën, jy gaan 'n seën wees vir die nasies. Ek sal die seën wat jou seën, en dies wat jou vervloek, sal ek vervloek. Die Here gee vir hom al hierdie wonderlike beloftes, oor die pad waar jy nou hom stuur, en daar waar jy nou hom gaan stuur. Hy sê vir hom, Abraham, ek gaan vir jou 'n stam, ek gaan jou die vader maak van baie nasies, jou kleinkinders, jou kinders, gaan soveel wees as die sterre van die hemel, so baie soos die sandkorrels op die strande, dis hoe baie jou nageslag gaan wees. En God gee hierdie amazing beloftes aan Abraham, en hy sê vir hom, uit jou nageslag gaan een kom, wat tot seën is vir almal, en ons almal weet, dit is Jesus, waarvan hy hier praat. So Abraham is 'n belangrike figuur in die Bybel, want Jesus is uit sy nageslag uitgebore. Nou Abraham het 'n seun Isak, en Isak is gebore, en Isak het toe nou 'n seun Jakob, en Jakob is gebore, en Jakob het 12 seuns, Jakob se naam verander later en dit word Israel, maar hy het 12 seuns, maar voordat hy al 12 gehad het, toe hy nog net 11 van die 12 gehad het, en Jakob se storie, laat ek net so 'n bietjie backtrack, is ook eintlik interessant. Jakob wou eintlik met Rachel getrou het, en toe het Rachel se pa hom mislei en vir hom vir Lea gegee. En hy trou toe met Lea, nadat hy 7 jaar gewerk het om vir Lea te kry, trou hy met Lea, en Lea gee vir hom kinders. Nee, sorry. Ja, nee, ek is op die regte treis. Lea gee vir hom kinders, en vir die van julle wat nie weet nie, daai tyd was kinders soos rykdom gewees. As jy baie kinders gehad het jy geweet, jou toekoms is gesort. Jy gaan nie sukkel eendag as jy oud is nie, want in jou seuns, veral as dit seuns is, gaan daar rykdom wees, hulle gaan eendag vir jou sorg, hulle gaan die naam vorentoe vat, soos wat ons nou vandag gevang het, wat ons vorentoe vat, gaan hulle die naam van Israel vorentoe vat, en hy het 10 kinders by Lea, en hy is lief vir Lea, maar eintlik is hy lief vir Rachel. Rachel is die vrou vir wie hy baie lief is, en hy kry 'n seun by Rachel, met die naam Josef. En hy is baie lief vir Josef, en hy trek vir Josef voor bo die ander 10. Hy gee vir Josef 'n baadjie met baie simboliek wat wys vir al sy broers. Jakob maak nie 'n geheim daarvan dat ek kies hierdie seun bo julle almal nie. Hy maak nie 'n geheim daarvan nie, en Josef, soos wat ons nou maar in ons menslike natuur, hy vat advantage van hierdie wat sy pa nou vir hom doen. Sy pa gee vir hom die gekleurde rope, en hy staan voor sy broers, en hy loop met hierdie rope rond, want hy is nou die main shot, hy is nou die chief in charge, so hy is nou die favorite van die pa. So hy loop daar rond, en hy spog oor dit, en hy kom by sy broers, van die Here gee vir hom 'n droom, die Here gee vir hom 'n droom, waar daar sy broers voor hom gaan buig, en sy pa eendag voor hom gaan buig, en hy kom by sy broers, arrogant, Josef, arrogant, hy kom by sy broers, hy sê vir julle gaan eendag voor my buig. Nou ek weet nie van jou nie, maar as my klein boetie vir my kom sê, jy gaan eendag voor my buig, gaan ek hom sê, pel, jy verstaan nie lekker nie, ons sal mekaar nou uitsort, Handelinge 1-5 is nie uit die weg nie, ons kan dit vinnig uitsort, jy weet, en Josef kom hier by sy broers, en hy sê, broers, julle gaan eendag voor my buig, julle, my ouer broers, en hulle word kwaad vir hom, daar vorm 'n haat in sy broers, vir Josef, wat verstaanbaar is, want hy is die blue-eyed boy van sy pa, hy is die een wat alles kry,
So die broers raak jaloers op hom en eendag is sy broers in die veld besig. En sy pa stuur vir Josef om te gaan kyk waar hulle is en hulle sê vir mekaar toe hulle hom sien aankom, o kyk, daar kom die dromer. Daar kom die een voor wie ons eendag gaan buig en hulle praat onder mekaar en hulle sê lelike goed oor hulle broer en hulle kom toe tot 'n komplot. Ons gaan hierdie broer van ons vat en ons gaan hom doodmaak. Ons gaan vir Josef doodmaak vandag. En hulle besluit toe nee, as ons hom nou fisies doodmaak, dan sy bloed op ons hande. Kom ons gooi hom in 'n put. Ons los hom daar binne in die put, laat hy vergaan daar binne, laat hy doodgaan daar binne, dan sy bloed ten minste nie op ons hande nie. En hulle gryp toe vir Josef, hulle het hom en hulle gooi hom toe in 'n put en hulle maak 'n hele komplot oor wat hulle nou vir hulle pa gaan sê waar hulle broer Josef is en alles. Hulle het die hele plan uitgefigure. En daar kom toe ouens verby op kamele en hulle sê toe nee, hier's 'n beter plan. Kom ons verkoop vir Josef. Dan het ons regtig nie sy bloed op ons hande nie en ons kry daarom iets uit die deal uit. Ons kry iets uit die saak uit. En hulle verkoop vir Josef aan 'n klomp ouens wat verbykom op pad Egipte toe. En Josef gaan en hy word verkoop as 'n slaaf. En hy kom in die huis van Potifar en ek wil vir ons lees Genesis 39 vers 1 tot 6. My boodskap, my tema vir vanaand is God by jou, God met jou. Maar ek dink 'n beter tema, Lans, as jy hom nog kan edit, kan jy hom dalk nog edit. 'n Beter tema sal wees, is God by jou? En dis dalk 'n vraag wat jy vir jouself in jou hart kan vra, is God by jou? Is God met jou? En dis waar ek wil praat vanaand. So Genesis 39 vers 1 tot 6 sê, Josef is na Egipte toe gebring. Dis nou nadat hy as 'n slaaf verkoop is. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. En dan hierdie woorde, die Here was by Josef. En dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi. Nou as ek hierdie verhaal van Josef lees, dan is dit vir my baie moeilik om te sien dat God met hom was. Ek weet nie hoe lees jy die Bybel nie, maar wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek, joh Here, ek weet daarom nie so mooi nie. Ek hoor u woord sê, u was by Josef gewees, maar ek weet nie so mooi nie. En as ons kyk deur 'n wêreldse perspektief en ons kyk dalk op 'n oppervlakkige manier, ons kyk dalk nie geestelik na dit nie, ons kyk op die oog af na dit, dan sal dit lyk letterlik asof die Here by Josef was, want Josef het sukses behaal in alles. Josef word die tweede in bevel in Potifar se huis. Hy word die hoofslaaf. Dis nogal 'n hoë occupation vir daai dag, is om die hoofslaaf te wees. Hierdie gedeelte wat sê hy was net van sy kos, hy mag nie van die kos gevat het nie, was letterlik eintlik, dis net 'n versagtende woord wat die Bybel gebruik. Hy was net ontneem om saam met Potifar se vrou te slaap, dis al. Want Josef het in daai huis geëet, hy het kos gekry in daai huis. Hierdie is net 'n versagtende manier hoe die Bybel vir ons sê, Josef was in alles in beheer. Hy kon van alles van Potifar hê, alles behalwe sy vrou. En die woord sê, die Here was by Josef gewees, maar wanneer ek kyk na al hierdie goed wat hy bygekry het, hy het gesag gehad, hy het 'n amp gehad, hy het 'n posisie gehad in hierdie huishouding, hy het sukses behaal, alles waarna hy sy hande gevat het, sê die woord, het hy sukses behaal. So op die oog af lyk dit asof Josef 'n amazing tyd het. Alles van Potifar is syne. Imagine yourself, alles van Elon Musk is joune. Wat 'n lewe sal dit nie wees nie. Imagine, alles behalwe sy vrou, joune. Nou, vanaand in 'n oomblik. Jy kry al daai rykdom, jy kry al daai suksesse van hom, jy word in charge gestel van sy besigheid, jy call die shots. Nie hy nie, jy sê vir sy mense, alright, maak so. Want jy is daai posisie gegee. Imagine dit. Dit klink soos iemand, as ons op die oog afkyk, dan sal ons sê, ja, die Here is verseker saam met hom. Die Here is verseker by daai persoon, as ons kyk na dit. Maar waar ek sukkel om te sien hoe God werklik by hom was, is, hy het hierdie fame gehad, ja, dit is so. Hy was tweede in bevel gewees, hy het 'n hoë posisie gehad, hy het hierdie fame gehad. Maar wat van sy broers?
Wat dink julle gaan aan in Josef se hart? Wat gaan aan in sy hart om te dink, ek gaan my pa nie weer sien nie. Ek gaan my broers nie weer sien nie. My broers vir wie ek lief is. Met wie ek nie 'n slegte intensie gehad het om vir hulle te sê wat ek gedroom het nie. Ek het juis met my broers gedeel wat ek gedroom het, omdat ek gevoel het dit kom van die Here af. Het jy al ooit vir iemand iets vertel van die Here en hulle soos, wow, okay. Dis nogals 'n teleurstelling. Dit voel nogals nie lekker as jy iets exciting met iemand deel en hulle reaksie is, okay. En ek dink nie Josef het met sy broers gaan deel, sommer maar net nie, hy het gaan deel met hulle want hy was intiem met die Here gewees. Hy het gevoel, joh, die Here het nou vir my iets amazing gegee, kom ek deel dit met my broers. En hulle raak jaloers op dit. En hulle draai teen hom. So ons kan nou sê, yes, die Here was by hom, sukses en alles. Maar wat van die ou se hart? Wat van die ou se hart? Hierdie wiskunde maak nie vir my sin nie. Dit lyk vir my meer asof hy deur God verlate is. Dit lyk eerder vir my of die Here gesê het, nee, Josef, ek is klaar met jou. As ek dink aan hierdie, het jy al ooit gevoel wanneer iemand jou verraai? Was jy al ooit deur iemand verraai? Is jy al ooit in die rug gesteek deur iemand? Dis seer. Al die geld in die wêreld kan nie daai seer toemaak nie. Ek onthou 'n stadium in my lewe waar ek ondergrond sit en 'n mentorfiguur, 'n pa-figuur in my lewe stel my te leer. Hy steek my in die rug, hy verraai my. En ek kry die nuus en ek onthou hoe ek sit ondergrond en ek wou selfmoord pleeg as gevolg van 'n feit dat ek gevoel het ek word verraai. Nadat ek 3 weke voor dit probeer selfmoord pleeg het, in 'n hospitaal was vir 3 weke waar ek gesond geword het, en daar uitkom, en ek is op 'n goeie plek, ek is op 'n gesonde plek, en ek kry slegte nuus dat iemand my in die rug gesteek het, dat iemand my verraai het, en dit het my na 'n plek toe waar ek weer wil selfmoord pleeg, vir 'n tweede keer. Want dis 'n seer, wat jy nie kan vertel, dis 'n seer wat jy nie kan oordra aan mense nie. Maar God kom daai dag, en hy kom openbaar sy teenwoordigheid aan my, hy kom openbaar sy bestaan aan my, en dit gee my die krag om daar deur te kom. Dit gee my die krag om daar op te staan en te sê, nee, selfmoord is nie die antwoord nie. God is die antwoord. Hy het 'n plan met my lewe. Die Here kom daai dag en hy kom openbaar homself aan my. Maar was jy al ooit so seer gemaak deur mense, dat jy gevoel het die wêreld val uitmekaar uit? En ek dink dis wat Josef hier voel. En dan sê die woord, en God was met hom. Dan is dit vir my moeilik wanneer ek die Bybel lees. Dan is dit vir my moeilik om te verstaan, Here, Hoe kan die woord vir ons sê, U is met ons, as dit met ons so sleg gaan? En ek weet, hier sit dalk van ons vanaand, wat al so gevoel het, want ek sukkel regtig om dit in te sien, en wat dit nog erger maak, is hierdie storie gaan aan, en in Genesis 39 vers 11 tot 12, gaan die storie aan, dit wat Josef is nou in Potifar se huis, hy is nou net deur sy broers verraai, hy gaan nie weer sy pa sien 10:1 nie, dis wat in sy gedagtes aangaan, en die storie gaan aan en dit sê, op 'n dag toe Josef in die huis ingaan, om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie, so Potifar se vrou het elke dag vir Josef gesê, Josef kom slaap by my, dan het Josef gesê, nee, ek sal dit nooit doen nie, ek kan nie so teen God of teen my meester sondig nie, en hier sê dit, op 'n dag toe Josef in die huis ingaan, om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie, toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my, maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand hou, en toe sy buite toe vlug, toe sy daar buite kom, toe skree sy, hy probeer my verkrag, hy wil my verkrag, toe Josef daar uit die huis uit hardloop, en hier kom Josef, daai aand toe, haar man Potifar by die huis kom, toe laat hy vir Josef in die tronk sit, toe word Josef toegesluit, omdat hy God se wil doen, omdat hy die Here probeer gehoorsaam, omdat hy doen dit wat die woord van hom verwag, omdat hy hom wil tevrede stel, omdat hy sy meester wil tevrede stel, omdat hy die regte ding doen, word hy vals beskuldig, dat hy Potifar se vrou wil verkrag. Hy word vals beskuldig en hy word in die tronk gegooi, omdat hy God se wil doen. En dan lees ek hierdie verhaal, en dan dink ek myself, Here, dis moeilik om te glo, dat die woord kan sê, U was met hom. As hy deur al hierdie sleg, deur al hierdie tronk, deur al hierdie verraad moet gaan, is dit vir my moeilik om te kan sien, te kan insien, wanneer ek kyk deur 'n menslike oogpunt, dat U met hom kan wees. En hy gaan tronk toe, want hy gehoorsaam
die Here. En hoor wat sê die vers, net nadat hy in die tronk gegooi word, sê Genesis 39 vers 20 tot 23, het hy vir Josef gevat en in die tronk gegooi waarin die mense was, wat deur die koning gevange gehou is. En terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. Terwyl Josef in die tronk was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk, en van wat hulle moes doen. Josef was vir hulle verantwoordelik, en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. Vir 'n tweede keer kry ons dieselfde patroon. Hy word verkeerd aangedoen. Hy word verraai, en die woord van God sê, en die Here was by hom gewees. Dan kry hy weer guns, terwyl hy in die tronk is, omdat die Here by hom was, en hy word weer eens ge-elevate, hy word weer eens in 'n posisie gesit, waar hy weer eens die chief in charge is, waar hy weer eens in beheer is. Maar kan julle dink, wat gaan deur Josef se gedagtes? Ek wou God tevrede stel, nou word ek vals beskuldig, nou word ek in die tronk gegooi. Maar ek wou God tevrede stel. Hoe moeilik dink julle moes dit vir Josef gewees het om te glo, dat God met hom is, dat die Here saam met hom is, want sy tweede ondergang word weer eens ook sy tweede opgang. En hoekom? Want God was met hom. Want die Here was saam met hom. En wat beteken dit? Wat beteken dit dat God met hom was? Want die Here het nie daar langs Josef gestaan en gesê, hey buddy, I've got you, met sy arm om sy nek gestaan en om vou of iets nie. Die Here was nie letterlik met Josef gewees nie. Maar Josef het in sy hart 'n versekering gehad. Hoekom? Want die Here se teenwoordigheid was saam met hom. Hy het die Here beleef in sy hart, en al het dit gelyk asof al die omstandighede teen hom is, het hy geweet, God is met my. Want hy het nie met die oog gekyk waarna ons baie keer na die lewe kyk nie. Hy het nie gemeet aan materialisme nie, hy het gemeet aan dit wat in die gees is. Hy het gemeet aan dit wat hier binne in sy hart is, en die sekerheid, die oortuiging wat binne in sy hart is. En wanneer teleurstelling ons tref, en ons kan nou maar eerlik wees hier met mekaar, en ek is seker daarvan dat ek nie die enigste een is wat al ooit gevoel het, God het my verlaat nie. Ek onthou die storie van Jesus waar hy aan die kruis hang en sê, my God, waarom het U my verlaat? Die seun van God weet hoe dit voel om te voel dat God jou verlaat het. En hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En hier sit 'n klomp van julle vanaand wat al uitgeroep het, wat al gevoel het, my God, waarom het U my verlaat? Jy is dalk al verraai in jou lewe, jy is dalk al in die rug gesteek, en dit voel vir jou in daai tye asof die Here jou al verlaat het. En dan wonder ons by onsself, waar is hierdie God van Matteus 1 vers 23 wat sê, hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. En die een wat sê in Hebreërs 13 vers 5, God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. En hierdie is die realiteit, hierdie is vrae wat ons baie keer vir onsself vra, hierdie is wat ons baie keer voel, wanneer dit sleg gaan, is waar is God? Waar is God nou, wanneer ek hom nodig het? Waar is hy? Hoe kan ek aan hierdie beloftes vashou, as die realiteit in my gesig staar, as die realiteit harder skree? Hoe kan ek weet dat God my nooit gaan los, en dat hy nooit my gaan verlaat nie? En daar is net een manier hoe ons dit kan weet, en dis deur geloof, en dis deur te glo, vaste versekering, soos Josef, in ons harte te kan hê, dat juis in daai tye, wanneer ons down in the dumps is, juis in daai tye wat jy op jou laagste is dit juis wanneer jy op die beste plek is, waar jy kan wees. Want wanneer jy niks meer het om na te gryp nie, is God al wat jy het om na te gryp. En as hy alles wat jy het om na te gryp, en hy is al waarna jy gryp, dan kan jy weet, jy gryp na die regte goed. Jy is besig om na die regte een te gryp. Jy is besig om te gryp na die een wat die antwoord het. Jy is besig om te gryp na die een wat daai omstandighede kan verander. En al verander hy dit nie, sal hy jou binne in daai omstandighede verander, dat jy kan seëvier, dat jy ook sal kan sê, die Here was met my, al het dit sleg gegaan. Al was ek in die tronk. Al was ek vals beskuldig, die Here was met my gewees. Maar dit vat geloof, en dit vat 'n oortuiging in ons harte. Dit word bevestig deur 'n wete, dat God met ons is. En om werklike gelowige te wees, beteken nie dat ons gaan nooit deur moeilike tye gaan nie.
Om werklike gelowige te wees beteken nie die lewe gaan altyd net smooth sailings wees nie. Jy gaan dit net altyd uitgefigure hê. Jy gaan kumbaya sing en halleluja sing die hele dag. Dis nie die lewe van 'n werklike Christen nie. Dis nie 'n ware gelowige se lewe nie. Jy gaan moeilikhede kry. Die woord sê dit vir ons. Dit sê as jy 'n volgeling van Jesus wil wees, hier's die belofte, weet verseker, vervolging gaan kom. Wees verseker, dit gaan moeilik wees. Johannes 16 vers 33 sê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed, want ek het reeds die wêreld oorwin. En dis te midde van seer, te midde van swaar kry, wat ons geloof bly groei. En hierdie storie van Josef gaan aan. Toe hy in die tronk was Egipte se farao, met ander woorde die president van Egipte se skinker was daar gewees en sy bakker was daar saam met Josef in die tronk gewees. En terwyl Josef en die skinker en die bakker van die president van Egipte in die tronk is, kry hulle twee drome. Die bakker en die skinker kry drome en hulle weet nie wat hierdie drome beteken nie. Hulle vra vir die mense in die tronk, ons het hierdie drome gehad, maar ons weet nie wat dit beteken nie. En Josef sê, daar's net een wat drome uitlei en dis God. Kom vertel vir my julle drome. En hulle vertel vir hom sy drome en die Heilige Gees spreek in Josef se lewe in en Josef weer lê daai drome vir hulle. Josef sê vir hulle wat hulle drome beteken. En die storie gaan aan, die potte, die bakker en die skinker word toe ontslaan, hulle word vrygelaat uit die tronk uit en die skinker gaan terug na die farao toe, hy gaan terug na die president toe. En hy gaan gooi weer vir die president sy glas wyn vol elke keer as die president sy hand oplig met sy glas, dan gooi hy sy glas wyn vol. En die farao, die president van die land, kry 'n droom. En hy worstel met hierdie droom want hy weet nie wat hierdie droom beteken nie. En hy praat met die ouens in sy koninkryk en hy sê hy het hierdie droom gehad, maar hy weet nie wat hierdie droom beteken nie. En die skinker onthou, daar's 'n ou in die tronk, Josef. En Josef kan drome uitlê. En hy sê vir die farao, ek het die antwoord. Daar's een in die tronk, sy naam is Josef, hy kan drome uitlê. Die Here is met hom, hy kan drome uitlê. En farao laat haal vir Josef uit die tronk uit. En Josef kom na die farao toe en Josef sê vir die farao, hier's wat jou droom beteken het, 1, 2, 3, 4, 5. En hy weer lê daai droom vir die farao. En weet julle wat gebeur? Josef word weer eens opgebring na tweede in bevel, maar hierdie keer van die hele land. Van die hele Egipte. Die farao is so in sy skik met dit wat Josef nou net gedoen het, met die feit dat Josef nou net vir hom sy drome uitgelê het, dat hy stel vir Josef aan tweede in bevel van die land. Josef regeer die land van Egipte, wat in die tronk was, en dit sê in die woord, en God was met Josef. En hy regeer die land, en hier's dit, Josef, terug in die pound seats, chief in charge, ge-elevate. En weet julle wat gebeur toe? Daar kom 'n hongersnood. Daar kom 'n hongersnood en die Here het vir Josef vooraf gewaarsku, daar gaan 'n hongersnood kom. So Josef maak plan vir die hongersnood wat op pad is. Hy maak die skure in Egipte vol, dat hulle die hongersnood sal deursien. En daar was sy broers en sy pa bly, daar tref die hongersnood hulle. En toe die hongersnood hulle tref, toe weet hulle, want hulle hoor toe nou daar is in Egipte, is daar kos. Daar's kos vir ons in Egipte. En Josef se pa Jakob, Israel, stuur toe sy 10 broers om na hom toe te gaan, sonder dat hulle weet is hy, om te gaan kos kry in Egipte. En hulle kom, lang storie kort, hulle kom voor Josef, en hulle kom vra vir kos by Josef, en hulle herken nie vir Josef, maar Josef herken sy broers. Josef weet, dis nou sy broers, en dis nou daai droom wat tot vervulling kom, waar hulle nou voor hom kom buig, waar hulle hom nou kom vra vir kos. En julle sien, God het geweet, toe hy al die droom vir Josef gegee het hy al geweet, Josef gaan aan bewind kom, hy gaan tweede in bevel kom van Egipte. En God het toegelaat, dat die vyand vir Josef in 'n put gooi, en hom verkoop as 'n slaaf. Want julle sien die verskil tussen die Here en die vyand is, God ken die einde alreeds in die begin. Die vyand weet wat nou gebeur. So die Here laat toe, partykeer, dat ons deur sekere goed gaan,
Want hy is al reeds by jou wat in tweede in bewin van Egipte is. En dit wat die vyand kom doen om jou te potjie, dit wat vir jou lyk na slegte omstandighede, dit wat vir jou lyk asof die Here jou verlaat het, dit wat jou laat voel asof God jou verlaat het, is dalk iets wat die Here toelaat om te gebeur, sodat jy eendag in Potifar se huis kan kom, sodat jy eendag in die tronk kan gesit word, sodat jy eendag uit die tronk uit kan kom en tweede in bevel in Egipte kan wees. En dis hoekom die Here goeders toelaat om te gebeur. Dis hoekom hy toelaat dat ons partykeer seer kry. Hy is nie die een wat ons seer maak nie. Hy is nie die een wat ons teleurstel nie. Hy is nie die een wat ons in die rug steek nie. Maar hy laat partykeer toe, want hy sien die einde reeds by die begin. En hy het geweet dat daar gaan 'n hongersnood kom. So hy het geweet, Josef moet op een of ander manier in Egipte kom, dat hy vir hom kan sy wysheid deel, sodat hy kan voorsiening maak. Want as Jakob se seuns daai dag moes sterf aan 'n hongersnood, het Jesus nooit gebore geword nie. Want Jesus is uit die stam van Juda gebore. En Juda was een van die 10 seuns. En as hulle moes doodgaan, dan was die belofte, sou die belofte nooit tot vervulling gekom het. So die Here het lank vooruit beplan. En net so het hy lank vooruit in jou lewe beplan. En net so het hy lank vooruit in my lewe beplan. Sodat wanneer jy deur daai slegte tye gaan, wanneer iemand jou in die rug steek, wanneer dit voel asof die Here jou verlaat het, kan jy seker wees, God ken al reeds die einde. Dis nie hy wat veroorsaak. Dis nie hy nie, maar hy laat toe, omdat hy die groter prentjie sien. Omdat hy sien wat daar is, wat vir julle wag. In Genesis 50, vers 19 tot 20 sê vir ons, maar Josef het hulle geantwoord, dis toe sy broers by hom kom. En sy pa het laat dood is. Antwoord Josef hulle, hy sê, moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. En wat die vyand bedoel vir die sleg, dit wat God altyd bedoel vir mooi, sal die vyand altyd kom probeer draai na die sleg. Maar dit wat hy vir die sleg draai, sal God altyd omdraai vir die goed. En ek weet nie aan watse kant van hierdie spektrum is jy vanaand nie. Jy is dalk aan die kant waar jy 'n Josef is, waar jy deur mense verraai is, waar mense jou in die rug gesteek het, en jy sit dalk hier vanaand en jy het seer in jou hart. Jy beleef 'n intense pyn in jou hart dalk vanaand, as gevolg van iets wat iemand aan jou gedoen het. Ek wil jou bemoedig vanaand. Die Here is al reeds by die gedeelte waar jy tweede in bevel van Egipte is. Hy is al reeds daar. Hy is al reeds daar. Al wat jy nodig het om te doen is om te vertrou. Al wat jy nodig het om te doen is om te glo. Dat al is die omstandighede hoe sleg in jou lewe, al is daai seer hoe seer, God is al reeds aan die einde van daai seer. Die lig wat jy sien in die tonnel is nie 'n trein wat aankom nie. Dis die einde van die tonnel. Die Here is met jou. En hy sal altyd met jou wees. Jy het net nodig om dit te glo. Want dis wanneer ons dit glo, wat sy teenwoordigheid 'n deel word van ons. En wanneer sy teenwoordigheid in ons inkom, dan weet ons, God is met ons. Want sy teenwoordigheid maak ons bewus dat hy met ons is. En as sy teenwoordigheid aan jou bewus gemaak word, dan kry jy krag. Dan kry jy nuwe moed. Maar jy is dalk ook aan die ander kant van die spektrum vanaand. Jy is dalk een van die broers. Jy het dalk al iemand in jou lewe in die rug gesteek. Jy het dalk al iemand in jou lewe verraai. En die woord sê vir ons dat as jy weet iemand het iets teen jou, nie jy iets teen hulle nie. Die woord sê, as jy weet dat iemand iets teen jou het, voor jy jou kop neerlê vanaand, maak vrede met daai persoon. En dalk het jy iets aan iemand gedoen, en hulle is vir jou kwaad. Vergifnis, woede, hou niemand anders as jouself in 'n tronk nie. Onvergewingsgesindheid, hou net vir jouself in die tronk. Die ander persoon gaan aan met sy lewe, hy vergeet van jou, maar jy bly in 'n tronk. Soos jy al ooit iemand verraai het, vat die bold step vanaand en kom uit daai tronk uit, en laat God jou vryspreek. Laat God die tronkdeure vir jou oopmaak. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te reinig en ons te vergewe van alle ongeregtigheid. As jy vanaand na die Here toe gaan en sê, Here vergewe my,
ek het daai persoon diep seer gemaak, vergewe my. Dan vergewe hy jou, want hy is getrou en regverdig om jou te vergewe. Maar dan het jy nodig om van jou kant af die foon op te tel. Dalk 'n koffie te gaan drink saam met daai persoon. Of net vir hom 'n WhatsApp of vir haar net 'n WhatsApp stuur en sê vergewe my. Vergewe my vir die aandeel wat ek het in jou seer. Vergewe my. So ek weet nie aan watter kant van die spektrum is jy vanaand nie. En die tema van my boodskap is God met jou? Is God met jou? Want waar ook al jy beweeg, hierdie woord is so duidelik, dat die plek waar Josef was geseënd gewees, want God was met hom. En daar waar jy rond beweeg in jou kringe, is dit geseënd, want jy is daar. Is dit werklik geseënd, omdat jy daar is? Kan jy vanaand sê, God is met my? Te midde van die seer. En ek wil jou uitdaag vanaand, dat as jou antwoord nie ja is nie, as jy nie kan sê vanaand met oortuiging, ja, God is met my nie, wil ek jou vra om te gaan neerskryf. Vat iewers in hierdie week tyd, gaan sit en raak stil by die Here, en gaan skryf neer, hoekom sê jy, God is nie met jou nie? En dan wil ek jou verder uitdaag en vir jou sê, gaan soek skrif, om die teendeel daarvan aan jou te sal wys. Want waar ook al jy beweeg, sal dit geseënd wees, omdat God daar is, saam met jou. Maar as jy ook buite God se wil iewers is die teendeel daarvan ook waar. So maak seker, jy stap in lyn met God se plan en sy droom vir jou lewe. En al ons dit kan doen, boys en girls, lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei. Gaan raak stil by die Here, en vra vir hom, om aan jou te openbaar. As jy seer het vanaand, wil julle nie julle oë sluit net nie, asseblief. En as jy seer het vanaand, jy voel verraai, mense het jou verraai, en in jou hart is daar 'n stuk seer, wil jy nie opstaan nie? Ek wil vir jou bid vanaand, dat die Here ook daai seer sal genees, en dat hy aan jou sal openbaar, dat hy met jou is. So as daar vanaand seer is by enige een van julle, wil jy nie opstaan op jou voete nie. Here, dankie vir elke persoon wat nou staan. En Here, daar waar daar dalk van ons sit wat nie die vrymoedigheid het om op te staan vanaand nie, bid ek, Here, dat U ook aan hulle sal openbaar, dat U met hulle is, dat U hulle nie verlaat het omdat omstandighede teen hulle is nie, omdat stikkend en seer teen hulle is nie. Here, ek bid dat U self aan hulle sal openbaar, dat hulle sal kan sê, God is met my, al lyk dit nie asof God met ons is nie. Maar dat hulle met 'n oortuiging in hulle harte sal kan sê, God is met my. En ek wil die volgende bold stap vat, terwyl jy oë toe is, as jy nodig het om iemand te vergewe vanaand, wil jy nie ook op jou voete staan nie. Ek wil ook net bid vir jou, om krag te ontvang, om dit te sal doen. Here, en dankie ook vir elke persoon wat nou opgestaan het. En Jesus, dankie dat ek weet ook, hier sit van ons vanaand, wat nie die vrymoedigheid het noodwendig om op te staan. Dit is 'n moeilike vraag, Here, en ons word ontbloot wanneer ons opstaan. Maar Here, dankie vir dies wat opstaan. En Vader, ek bid vir elke een wat nodig het om te vergewe vanaand, dat U vir hulle die krag sal gee,
om hulle self te sal kruisig, om hulle eie ek prys te gee, sodat hulle daai persoon sal vergewe, sodat hulle daai persoon sal bel en sê, vergewe jy my vir die onreg wat ek jou aangedoen het, sodat die tronkdeure in hulle lewe kan oopgaan, Here, sodat hulle nie meer gevangenes sal wees te midde van daai tronk nie, daai tronk wat hulle vashou nie. Vader, geef hulle die vrymoedigheid en die krag om jammer te sê en ook hulle self te sal vergewe. In Jesus se naam. Julle kan sit. Vader, dankie vir u woord ook vanaand en dankie dat ons 'n storie soos Josef se storie kan hê, om ons net opnuut te kom herinner vanaand, Here, dat al lyk dit asof die lewe teen ons is, al lyk dit asof omstandighede teen ons is, kan ons oor een ding seker wees, en dit is dat u nie teen ons is nie, maar dat u vir ons is, en ons sing tereg net nou, Here, Eksodus 14 vers 14 sê, die Here God beklei vir ons. Here, so dankie dat u aan die werk is, dankie dat u vir ons beklei, dankie dat u ons vooruitgaan, Here, dankie dat u al reeds by die plek is waar ons in Egipte tweede aan bevel is. Here, al kan ons dit nog nie sien nie, want u woord is 'n lamp vir ons voete, so u wys net vir ons die volgende tree, al kan ons nog nie sien hoe ons eendag geelevate gaan word nie, bid ek dat ons in die hele proses getrou sal bly aan u, gehoorsaam sal bly aan u woord, en sal doen, Here, dit wat u van ons verwag, al laat dit ons in die tronk opeindig. Mag ons nie bang wees, te bang vir die tronk, om u te gehoorsaam nie. Mag ons u gehoorsaam, al gaan ons tronk toe, al word ons vals beskuldig, al word ons in die gesig geskop, al word ons in die gesig gespoeg, al word ons verneder, mag dit ons nie keer of weerhou, om te doen dit wat u wil hê ons moet doen nie. So Vader, dankie dat ek ons as Oase familie kan seën vanaand, met 'n sekerheid en 'n oortuiging, Here, dat geen omstandighede ons kan skei van u liefde nie, dat u met ons is. En Vader, ek bid vir 'n bewustheid, dat u met ons is, in Jesus se naam. Amen. Amen.